baie welkom hierso vir almal wat ingeskakel het. Ons het vandag hierso vir Prof Johnny van der Berg wat 'n bietjie met ons gaan gesels oor winterbespuitings en dit wat belangrik is rondom winterbespuiting, spesifiek wat insekbeheer aanbetref. En dan het ons ook hierso vir Albert Potgieter, een van ons manne daarso in die veld, een van ons agronome daar buite. Nou winterpatrone, weerspatrone is besig om te verander, winterpatrone is besig om te verander. Ons het potensieel El Niño waar ons ingaan in hierdie jaar. En dit laat 'n klomp vrae weer opkom oor, ja, wat doen ons in die winter? Moet ons spuit, moet ons nie spuit nie? Wat moet ons doen? So, dit is wel die vraag wat ons wil antwoord vandag en 'n bietjie 'n paar opinies kry daar rondom. Nou uit 'n insekbeheer oogpunt uit, wat moet ons doen in hierdie winter? Ons het daai idee van dat dit potensieel 'n warmer winter gaan wees. Ja, jy weet, ons vergeet gewoonlik van insekte as die stroopers loop, want dan is die seisoen verby. Maar dit is waar onkruidbeheer en insekbeheer belangrik is. Hoe om dit te beplan, want hou moet die ding in die beginstadium kort vat, jy weet. En die groot probleem waarmee ons sit deesdae is snywurms. En snywurms oorleef deur die winter op onkruid in die land. En dis iets waar mense op patent moet wees. Ja, is al 'n geruime tyd dat ons met hierdie snywurm storie sukkel. En is dit waar dat ons wel weerstand het of is dit maar net swak bespuiting? Wat is jou opinie hieroor? Ek glo nie dis weerstand nie. Ek dink dit is bestuurspraktyke wat verander het. Oor die laaste klomp jaar het ons begin en veral in die sojabone het die glifosaat weerstandige plante, mielies en sojas wat ons plant, maak dat die ouens kort voor planttyd onkruid eers beheer. En dit gee nou vir die snywurms tyd om te groei op die onkruide en dan as die saailinge opkom, dan loop hulle oor van die vrekkende onkruide af na die saailinge toe, sit ons met 'n probleem. Maar ek wil die probleem vir jou definieer. Ja. Ons het 'n opname gedoen 'n jaar of wat terug op onder 65 produsente, 150.000 hektaar, het daai produsente 44 miljoen rand se skade gelei. Net onder daai klompie, net onder hulle hektare. As gevolg van standverlies en oorplant en chemies beheer. Wat vir jou wys hoe groot probleem sit ons met die snywurms. Ja. Albert, dis seker daar by julle vrystaaters wat hierdie Ja, Walton, jy weet, ons is mos maar gewoonlik deel van die skuld. Nee, maar ek wil die KwaZulu-Natal manne in die oostelike Hoëveld produksiegebied hulle het swaar gekry hoor. Hulle het swaar. Maar hoe lyk dit daarso by jou? Ja, ek dink ek kan getuig presies jy sê die laaste paar jaar is definitief 'n groot impak wat ons sien en ek stem 100% saam met die kort voor planttyd toediening van onkruiddoders om dan in te kom wat kan ek sê hulle noem dit algemene pre-plant burn down. Ja. So ja, ek stem definitief saam en dis te laat. Dis definitief te laat. Ja, Hoekom is dit te laat? Ek dink meeste van die ouens het dit gesien ook dat dit 'n probleem is. So 100% soos Prof ook sê dit van daai oorgangsfase van die wurms wat dan net 100% oorstap daai kant toe. En ek dink in terme van toediening, so ons onkruide is groot, ons kry nie die bedekking en die raakspuit van die goeters wat ons wil nie. So dit tel beide vir jou wurmdruk en dan natuurlik jou onkruiddoder. So jy kry nie altyd die onkruiddoder wat jy wil hê op die grond nie. Ja, ek het snaakse goeters gesien. Ek was in lande gewees waar daar letterlik soos 'n tweespoor paadjie is tussen mielies en tussen sojas. En dan gaan eet daai ouetjies, daai snywurms, dan gaan eet hulle daai harde soja mors af maar hulle los die mielie. Ek weet nie hoekom. Kan dit seker nie oor die BT nie. Baie snaaks, ekskuus. Ek het baie ook kolonies gesien op verskillende plekke in die land. In een plek sal jy verskillende kolle sien van wurm, noem dit dan nou kolonies of wat ook al, maar wat dit sal vreet. En presies jy sê, sekere goed los hulle wat mens glad nie sal verstaan nie en ander goeders kan hulle weer glad nie uitlos. Dit is my lekker patroon. Ek weet nie maar weet jy, wat is die die BT het nie regtig effek op die groot snywurms nie. Dit is moeilik om selfs 'n baie groot stamrisper wat die teiken is van die BT dood te maak met 'n BT. Of dit nou soja sal hy dit nie doen nie. Maar daai kol verspreiding waarvan jy praat, weet jy, dit kan ook deels teruggelei word na onkruide toe. Daar's maar kolle in die land wat die plante deur die winter blom en soos jy begin optel die Augustus, September toe dan blom die plant. En snywurmmotte het nektar nodig want hulle is baie goeie vleers. En dan gaan hulle na daai areas toe waar daar baie blomme is.
Dis en dan interessant. lê hulle eiers daar op daai onkruide. Ja. So dit maak 'n kol verspreiding van die wurms. Sal hy die John Deere Bossie, die Senisio, sal hy gaan vir hom? Is liefvol. Ja, ek meen Ja. jy ry daar deur die Vrystaat. Jammer, Ja. Vrystaat is nou nie net op julle hierdie nie, maar dan lyk dit soos canola lande soos wat Ja, daai goeders as ja, dan ja, nie. Jy ja. sê hy daai mot sal gaan vir hom. Hy sal gaan vir hom en natuurlik die skraalans het nou nie mooi blommetjies nie, maar die skraalans se blare en rosette. Ja. Daar dis die sleutel. Ons moet nou terugkom daarna toe. Ja. Die skraalans oor en ons sit met 'n skraalans probleem ook, né, landwyd. Skraalanse wat die grond so mooi toemaak is paradys vir 'n snywerm om onder te bly. Ek kan nogals dink, daai roset wat 'n redelike lang tydjie is wat dan daarso lê, sekerlik daai ding skep 'n mikroklimaat. Ek weet nie, het julle al gemeet, is die temperatuur anderster, is die vog anderster, is dit meer Ek voordelig? dink dis juist die roset wat 'n bedek, hy maak 'n dak en die wurm wil tussen iets wees as hy daar is. So die wurms ontwikkel en hulle vreet onderaan daai ding en weet jy selfs in daai dik penwortel van 'n skraalans. Ek het gesien dat hulle daai wortels wat 2 cm of 3 cm dik is, amper afvreet nadat 'n burn down gedoen is. So daai rosetvorm maak dat die wurms daaronder en dis hoekom jy hulle nie met 'n insekdoder bespuiting bykom nie. So is dit dan enigstens jy moet werd om in die winter iets te spuit. Hoe maak 'n mens dan in die winter? In terme van 'n insekdoder. Insekdoders. Kom kyk net hier. Ons moet die onkruid Ja. weer. Ons gaan nou kom daarby. Insekdoders in die winter is 'n ewel. Want in die eerste plek spuit jy al die natuurlike vyande dood van snywurms en die ander pla wat later gaan kom. Maar jy kan nie die snywurms onder daai skraalhanse, onthou is winter, hulle kry koud, hulle bly net daar, hulle loop nie rond nie, hulle is klaar by hulle kos. So die motivering om rond te loop is nie daar nie. So daai kontakaksie is uit, jy gaan hulle nie daar dood kry nie. En weet jy ook die navorsing wat ons gedoen het wat Graan SA befonds het ons gekry die wurms wat laatseisoen is ons het op 14 populasies versamel honderde wurms. Die parasitisme van wurms, hierdie grootes wat ons nie doodgespuit kry met die chemie nie. Tussen 44% en 95% van die wurms is geparasiteer deur parasitiese wespe of parasitiese vliee gedurende die winter. So daai parasiete is verskriklik aktief in die winter en die predatore wat die goed opvreet, soos oorkruipers byvoorbeeld. En as jy 'n onnodige peritroïetbespuiting sommer in die winter gaan neersit saam met 'n onkruiddoder of spesifiek vir snywurms, punt 1 jou insetkoste is hoër en punt 2 jy gaan 0 effektiwiteit hê daar. Ja, nee, verseker.